Ek onthou nog, toe my ouers Pretoria Noord toe getrek het, hoe ek in die straat afgestap het, voor haar huis gaan staan het, en ek het gedink, hoe kan 'n huis wat so normaal lyk, soveel pyn wegsteek? Ek het gewonder, watter soort monster is in staat om so 'n pragtige jong lewe op so 'n wrede en afgryslike manier te vernietig. Die is die storie van Annika Smit. Annika is op 18 Julie 1993 in Pretoria gebore. Sy was die enigste kind van haar ma Charlotte en haar pa Johan. Al het albei ouers hulle dogter baie lief gehad en probeer het om dinge ter wille van haar te laat werk, het Annika se ouers geskei toe sy 13 jaar oud was. Dit was 'n moeilike oorgang vir Annika, maar sy het steeds 'n goeie verhouding met albei haar ouers gebou. Terwyl sy groot geword het, sy 'n groot liefde vir diere gehad. Soveel so, dat sy gereeld by 'n plaaslike dieretuin gaan vrywilliging werk doen. Een van die foto's wat mense dikwels van Annika deel, wys hoe sy by die dieretuin met diere speel, met die grootste glimlag op haar gesig. Dinge was egter nie altyd maklik nie. Na ouers se egskeiding het haar ma besluit dit sal die beste wees om na Kaapstad toe te trek, wat eerlikwaar regtig nie naby is nie. Annika is die keuse gegee oor by wie sy wou bly, en uiteindelik het sy haar pa gekies. Maar soos sy ouer geword het, het sy begin besef hoe baie sy haar ma mis en nodig het, en sy het toe Kaapstad toe getrek om by haar ma te gaan bly. Daar word beweer dat Annika se ma Charlotte 'n baie strenger huishouding gehad het. Annika het nie baie van die reëls gehou nie en het ook glad nie met haar ma se kerel oor die weg gekom nie. Na minder as 'n jaar het sy terug Pretoria toe getrek om weer by haar pa te gaan bly. Haar pa is aan die ander kant weer beskryf as 'n baie ontspanne persoon. En 'n buurman het gesê dat hy Annika absoluut bederf het, waarskynlik omdat hy gevoel het dis sy skuld dalk vir die egskeiding en 'n mate skuldig gevoel het. Nou die ding is, Annika het daardie helder oë gehad. Daai tipe wat ophelder wanneer sy glimlag. Natuurlike ligblond hare. Net die mooiste kind. As jy na haar foto's kyk, 'n beeldskone meisiekind. In haar later tienerjare het dinge begin verander. Daar was 'n merkbare verskil in haar gedrag. Sy het meer teruggetrokke geraak en sy was nie meer haar gewone borrelende self nie. Sy het ook haar voorkoms verander om meer donker en gothic te wees. Sy het swaar gremering begin dra, donker lipstifie en swart klere. Sy het self haar natuurlike blond hare swart gekleur. Alles hiervan gesê, sy was besig om te verander en daar is absoluut niks vreemd of verkeerd daarmee nie. Ek bedoel, baie van ons het sulke dinge gedoen toe ons jonk was, selfs nou nog. Wanneer ons voel daar's 'n groot innerlike verandering wat binne ons plaasvind, verander ons graag ons voorkoms om by te pas hoe ons binne voel. Tog het sommige mense gevoel dat Johan se ontspanne ouerskapstyl dalk te min reëls en struktuur gehad het. Annika het begin rook, drink en saam met haar vriende partytjie gehou. Sy het begin grense toets, soos baie tieners doen, maar sy was steeds 'n baie goeie kind. Op 10 Maart 2010 word Annika die oggend wakker en sy voel glad nie lekker nie. Haar pa sê vir hom reg te maak vir skool. Hy sal haar voor die eerste periode dokter toe vat om te kyk wat fout is, en as sy te siek is om klas toe te gaan, sal hy haar sommer dan weer huis toe vat. By die dokter se spreekkamer hoor sy dat sy 'n oorinfeksie het. Sy sal vir die volgende paar dae antibiotika moet vat en by die huis moet bly om te rus. Haar pa het alweer terug huis toe gevat, aangesien sy die dag skool gaan mis. Hy het laat weet dat die antibiotika later die middag deur die apteek afgelewer sal word en dat sy intussen moet gaan lê. Daarna vertrek hy werk toe vir die dag. Van daar af weet ons dat Annika om reeds 9 uur met haar ma Charlotte op die foon gesels het.
Die gesprek was heeltemal normaal en Charlotte sou later sê dat haar dogter heeltemal reg geklink het en dat daar geen teken was dat iets fout was nie. Omreeks middagete arriveer die afleweringsbestuurder van die apteek by die huis met Annika se medikasie. Toe hy by die huis met die hek aankom, het hy die toeter gedruk, sodat Annika kan uitkom en my medikasie te kan kom haal. Hy het opgemerk dat die hek toe was en gesluit gelyk het. Daar was ook waghonde in die voortuin. Nadat hy verskeie kere getoeter het en niemand uitgekom het nie, het hy sy baas laat weet. Die apteek het Annika se pa gebel om die adres te bevestig en uit te vind hoekom niemand die medikasie kom haal nie. Johan het op sy beurt die huis gebel om te hoor wat aangaan, maar toe hy haar nie in die hande kon kry nie, het hy aangeneem sy slaap seker. Hy het vir die apteek gesê hulle kan maar gaan, hy sal later op pad huis toe die medikasie vir haar kry. Op daardie stadium het hy gedink sy is by die huis, siek en stop waarskynlik die simptome van die oorinfeksie af. Hy was glad nie bekommerd nie. Dit was, tot hy daardie middag na werk by die huis aangekom het. Een van die eerste dinge wat hy opgemerk het, was die voorhek oopgesluit was en dat die honde nog in die sy afgekampte area was, wat 'n bietjie vreemd was. Toe hy die huis binne gaan, het hy die eetkamer te mekaar gevind, met stoele wat omgegooi is. Op die kombuiskas het daar 2 koppies koffie gestaan wat ongeraak is. Niemand het eers 'n slukkie gevat nie. Johan het na sy dogter geroep, maar geen antwoord gekry nie. Toe hy haar slaapkamerdeur oopmaak, het hy uitgevind hoekom. Hy sou iets sien wat geen ouer behoort te aanskou nie. Annika was op haar bed, kaal met geen klere van die middellyf af onder toe nie. Sy was herhaaldelik gesteek en haar keel is afgesny. Haar hande was afgesny en sy was seksueel aangerand met 'n glasbottel. Haar liggaam was op 'n manier geplaas wat gelyk het asof dit 'n poging was om haar te verneder. 'n Toneel wat eenvoudig ondenkbaar is. Hy het na sy buurman se huis gehardloop om vir hulp te vra, om saam met hom terug te kom na die huis toe. Die buurman sou ook vir Annika sien, vermoor in haar slaapkamer. Hy het haar beskryf as lêend op haar rug, met haar gesig na regs gedraai en 'n bottel wat tussen haar bene uitsteek. 'n Uiters ontstellende toneel vir enigiemand om te aanskou. Maar hierdie familie het al vir 23 jaar langs Annika en sy pa gebly. Hulle het haar sien groot word. Dit was om iemand te verloor wat baie na aan jou was. Uiteindelik kon hulle daarin slaag om die plaaslike polisie in die hande te kry, wat die toneel toe kom besoek het. Daar was geen tekens van gedwingde toegang nie. Met 2 koppies koffie wat op die kombuistafel gevind is, het dit gelyk asof Annika iemand gewillig in die huis toegelaat het, en dat sy tydens of kort nadat hulle gaan sit het vir koffie, aangeval is. Sy moes die persoon ten minste tot 'n mate geken het, aangesien sy selfs die waghonde na die sy afgeperkte area geskuif het. Dit dui daarop dat dit waarskynlik nie 'n vreemdeling was nie, maar eerder iemand wat sy al voorheen ontmoet het, maar nie noodwendig 'n hegte vriend nie. Aangesien die honde bekend was daarvoor dat hulle vreemd optree het rondom onbekendes. Niks het uit die huis vreemd gelyk of was gesteel nie. Wat die ondersoekers laat glo het dat die motief vir die misdaad nie roof was nie, maar eerder seksueel van aard. Annika is oorlede as gevolg van veelvuldige steekwonde en 'n besering aan haar nek. Weens die beperkte hoeveelheid bloed op die misdaadstoneel word daar vermoed dat haar hande eers na haar dood verwyder is. Die vraag bly, hoekom sou iemand haar hande afsny? Moontlik om bewyse te probeer wegsteek? As sy teruggeveg het en haar aanvaller gekrap het, kon daar moontlike DNA onder haar vingernaels gewees het. Daar is in elk geval sekere DNA-monsters wat op haar liggaam gevind was. Dit is vergelyk met al die profiele in die nasionale DNA-database van Suid-Afrika, maar ongelukkig
was daar niemand wat ooreengestem het met daai DNA nie. Die polisie het die buurt genader om te hoor of iemand iets gehoor of gesien het. Daar was egter baie min om voor te bou. Een buurvrou het berig dat sy omreeks 12 ure gil gehoor het. Sy het gegaan kyk waar dit vandaan kom, maar is toe afgelei toe iemand daar aan haar deurklokkie gelei het en sy het uiteindelik daarvan vergeet. 'n Ander buurman onthou dat hy die voorhek van die huis gesien het omreeks 8 die oggend werk toe is. En dit was gesluit en die honde was in die tuin. Toe hy egter omreeds 1 uur terugkeer, was die hek oopgesluit en die honde was in die sy afgeperkte area. Daar is beraam dat Anneke iewers tussen 12 uur en 1 uur vermoor is, waarskynlik kort nadat die apteek afleweringsbestuurder die perseel verlaat het. Vir ondersoekers was daar gevoel dat dit nie 'n willekeurige misdaad kon wees nie. Dit het baie persoonlik gevoel en daarom het die ondersoekers begin fokus op die mense naaste aan Anneke se lewe. Die eerste persoon wat as 'n moontlike verdagte ondersoek is, was Anneke se ex-kerel Nico Venter. Die paartjie het slegs 'n paar maande voor Anneke se moord uitgemaak. Haar vriendin sou later sê dat die verhouding aanvanklik goed begin het. Anneke was baie gelukkig. Maar Nico het mettertyd meer jaloers en beheersend geraak. Hy wou nie hê sy moes manlike vriende hê nie. Maak nie saak hoe lank sy al geken het nie. Hy was 3 jaar ouer as sy en hulle was duidelik in verskillende fases van hulle lewens en daarom het hulle uiteindelik uitgemaak. Toe die polisie Nico ondervra het oor die bewegings op daai dag van die moord, het hy gesê dat hy die hele dag as 'n sekuriteitswag by die casino gewerk het. Hy het ook genoem dat hy en Anneke daardie dag per teksboodskappe gekommunikeer het, maar dat hy haar nooit ontmoet het nie. Tog is hy 'n paar maande na Anneke se dood in hegtenis geneem vir die moord. Toe dit bekend geword het dat die polisie met Anneke se ex-kerel praat, het hy vinnig geteken geword in die hof van openbare opinie. Mense het gepraat oor hoe hulle hom in die verlede aggressief teenoor haar gesien optree het, hoe beheersend hy was en dat dit genoeg was om hulle te oortuig dat hy skuldig is. Maar ongeag van die publiek het die polisie geen fisiese bewyse gehad nie. Verder het Nico 'n stewige alibi gehad. Hy was teen tyd van Anneke se moord by die werk en daar was videobewyse wat dit bevestig het. Sy DNA het ook nie ooreengestem met die monster wat op die misdaadstoneel herwin is nie, en daarom moes die staat die aanklagte onttrek. Ongelukkig vir Nico was die skade reeds gedoen. Baie mense het reeds geglo hy is die moordenaar en hy het self begin om doodsdreigemente te ontvang. Die gemeenskap was getraumatiseer en bang. Soos reeds genoem, was dit nie die veiligste buurt nie. Maar die brutaliteit van Anneke se moorde, die verwydering van haar hande, wat glo nooit gevind is nie, die vernederende manier waarop hy haar liggaam aangetref is, en die seksuele aanranding, het dit vir baie mense moeilik gemaak om te glo dat 'n mens so iets aan 'n ander mens kan doen, selfs in die ergste areas. Die polisie het besef hulle moet vinnig optree, aangesien die publiek, soos die Engelse sal sê, op high alert was. Dit was rondop hierdie tyd dat 'n geregtelike ondersoek ingestel is. Basies was dit 'n geleentheid om enige iemand wat as 'n moontlike persoon van belang in Anneke se moord beskou is, te ondervra om te bepaal of daar genoeg gronde is om met die moordklag voort te gaan. Aanvanklik is Anneke se ex Nico en haar pa Johan opgeroep om in die ondersoek te getuig. Dis reg. Die polisie het ook Anneke se pa gekyk in verband met haar moord. Hy was immers die persoon wat haar liggaam gevind het. Die buurman wat hy gebel het vir hulp, het getuig saam met ander wat die gesin geken het. Volgens Anneke se vriende en mense in die gemeenskap het hulle nie geglo dat Johan in staat sou wees om sy eie dogter te vermoor nie. Hy is beskryf as 'n toegewyde, liefdevolle pa. Dieselfde buurman het egter ook getuig dat hy het geglo Anneke was by satanisme betrokke, omdat sy haar hare gekleur het en begin het om donkerder klere te dra en aanname wat baie bespiegelinge in die gemeenskap aangevuur het.
Soos met Nico het die media vinnig toe Johan as 'n persoon van belang in sy dogter se moord geïdentifiseer. En gerugte het wyd versprei. Daar was selfs 'n spesifieke foto op sosiale media rondgegooi waarop Johan met 'n snymerk onder sy oog gesien was. Sommige mense het dit verkeerdelik geïnterpreteer as 'n moontlike besering wat tydens 'n aanval op Anneke gedoen is. Dit sou later duidelik gemaak word dat die foto wat van Johan versprei is, in werklikheid 'n ou foto was, ongeveer 4 jaar oud. Die merk onder sy oë was nie as gevolg van enige aanval nie, maar eerder van 'n emosie wat verwyder is. 'n derde persoon is toe ook opgeroep om in die ondersoek te getuig, 'n klasmaat van Anneke se naam Damien Streb, wat deur die media die bynaam Vampire gegee is. Anneke en Damien was nie noodwendig hegte vriende nie, maar hulle het wel in dieselfde sosiale kringe beweeg. Damien was 18 jaar oud en 'n graad bo Anneke. Hy het getuig dat hulle soms saam van die skool af geloop het, maar dat hy geen stadium ooit in Anneke se huis was nie. Op die dag van haar moord het Damien gesê dat hy wel skool toe is, maar net vir die oggend daar was. Hy het na bewering met sy meisie baklei en vroeg huis toe gegaan. Sy ma was by die huis en het met hom gepraat oor die moontlikheid om sy viool by 'n pandjieswinkel te verkoop vir ekstra geld. Hy het volgehou dat hy op geen stadium naby Anneke se huis was daardie dag nie. In die dae na dood het mense by die skool egter opgemerk dat Damien krapmerke aan sy nek gehad het en sommige het begin wonder of hy nie moontlik betrokke kon wees by Anneke se moord nie. Dit is hoe hy op die polisie se radar verskyn het in die eerste plek. Nou, jy wonder dalk hoekom Damien in die media se bynaam Vampire gekry het. Dit was omdat sy skermnaam was op 'n gewilde Suid-Afrikaanse sosiale media mix-it, wat tydens gebruik is in die plek van wat ons vandag ken as WhatsApp. Daar was boodskappe tussen Vampire en iemand met die naam Satan Eyes, waarin hy gevra het vir 'n ritueel om van iemand ontslae te raak. Die boodskap het so gegaan: Ek wil hê iemand moet dood wees. Het jy 'n ritueel om iemand te laat sterf? Toe ondersoekers ontstellende boodskappe ontdek tussen Vampire, bekend as Damien, en Satan Eyes, het hulle die moontlikheid ernstig begin oorweeg dat Anneke se moord moontlik deel van hierdie satanistiese ritueel kon wees. Sy meisie het getuig dat sy hom op 'n stadium gevra het om van 'n familielid ontslae te raak wat haar deestyds gepla het, maar dat sy nie regtig bedoel het nie. Dit was net speels, en hy was nie van plan om enige iemand regtig seer te maak nie. Tydens die geregtelikheid ondersoek is daar ook onthul dat Damien 'n belangstelling gehad het in die dissecting van slange en belangstelling in heksery getoon het. Sy ma het getuig en gesê haar seun was 'n bietjie van 'n rebel wat van donker dinge gehou het, soos horror movies, maar dat hy beslis nie 'n moordenaar was nie. Nou kyk, die manier waarop Damien en sy ma geondervraag is, het baie sterk satanic panic eienskappe gehad. 'n soort massa-hysterie rondom satanisme en okkult temas. Op 'n stadium het die Landros self sy ma gevra hoekom sy haar seun die naam Damien gegee het, omdat dit glo te doen het met demoon. Sy ma het geantwoord dat sy eenvoudig die naam gekies het omdat sy dit mooi gevind het. Aanvanklik is Damien nie in die publiek geïdentifiseer nie. Daar was 'n publikasieverbod en hy is dus net as Vampire verwys. Maar hy is later op sosiale media uitgelek, wat 'n groot vertraging in die ondersoek veroorsaak het. In elk geval was daar nog steeds 'n groot probleem. Damien het 'n alibi gehad. Sy ma het sy alibi bevestig en sy DNA het nie ooreengestem met die DNA wat op die misdaadtoneel gevind is nie. Toe hy gevra is oor die krapmerke aan sy nek, wat die rede was waarom hy aanvanklik ondervraag is, het sy tweelingsuster getuig dat hulle 'n ewige argument gehad het toe sy verloving beëindig is en dat sy hom tydens die worsteling gekrap het.
Eerlik gesê, dit klink asof daar bloot na sy donker klere en belangstelling in rituele gekyk is en daartoe vinnig aanvaar is dat hy betrokke moes wees by Anneke se dood. Dinge het nie goed gelyk vir Damien nie. Maar dis waar die twist in die storie kom. Iemand anders het na vore gekom en verantwoordelikheid vir Anneke se moord opgeëis. Toe Damien hiervan hoor, het hy 'n verklaring uitgereik waarin hy gesê het: "Vir die afgelope 6 jaar is ek soos 'n misdadiger behandel en deur openbare opinie skuldig bevind. Ek is deur verskeie mense sleg gesê op sosiale media as 'n satanist en 'n moordenaar bestempel. Ek het van dag 1 af my onskuld volgehou en dit is steeds die geval. Ek was en is steeds nie skuldig nie. Ek hoop hierdie hoofstuk van my lewe is nou verby. Ek hoop, glo en vertrou dat geregtigheid nou sal geskied. Ek versoek dat my en my familie se privaatheid gerespekteer moet word. Ek versoek ook dat ek nie langer as vampire genoem moet word nie." Die persoon wat toe na vore gekom het en verantwoordelikheid gevat het vir Anneke se moord, was 'n 24-jarige jong man genaamd Andrei van Wyk met die bynaam Smiley. Hy is aangekla van moord, verkrachting en verminking. Die inhegtenisneming het almal verras. Hierdie jong man het geen werklike verbintenis met Anneke gehad nie, geen vorige rekord en hy was glad nie op die polisie se radar nie. Smiley het as 'n ligversorger tegnikus gewerk en het steeds by sy ouers gewoon. Hy is beskryf as 'n baie vriendelike en aangename persoon, van daardie bynaam Smiley gekry is toe. Andre is gestuur om 'n psigiatriese evaluasie te ondergaan, net om seker te maak dat wat hy sê van toerekeningsvatbaar persoon afgekom is. Hy het ook beweer dat hy niks kon onthou van wat tydens die moord gebeur het nie, en die ondersoekers het gehoop om sy herinnering te probeer rekonstrueer. Terwyl die saak teen Andrei opgebou is dit ook onthul dat die DNA wat op Anneke gevind is, ook nie met syne ooreenstem nie. Toe Andrei hiervan te hore kom, het hy begin terugtreë van sy verklaring. Hy het sy bekendnis teruggetrek en gesê dat hy nie daar vir sy verklaring op 'n 2 dae lange alkohol binge was en dat hy nie geweet het wat hy gesê het nie. Hy het verder beweer dat hy die nag voor dit by die polisie gaan bekendnis aflê, want 'n man en 'n vrou het by 'n kroeg hom ontmoet en volgens hom het hulle hom gedreig en gesê dat as hy nie erken dat hy Anneke vermoor het nie, hulle sy hele familie sou doodmaak. Hy het gesê hulle het selfs die name en skole van sy jonger broers en susters geken. Die polisie het egter kroegkamera beeldmateriaal bekom en dit het wel gewys dat Andrei met 'n paartjie op die dansvloer gepraat het, maar slegs vir 'n paar sekondes voordat hulle uitmekaar uit is. Dit was beslis nie lank genoeg vir enige ernstige dreigemente of intimidasie oor sy familie nie. Terwyl Andrei in aanhouding was en op verhoor gewag het, is daar ontstellende beweringe deur sy mede-gevangenes gemaak. Hulle het beweer dat hy glo teenoor hulle erken het dat hy Anneke vermoor het en dat hy haar hande op 'n spesiale plek begrawe het. Daar is ook beweer dat hy gespot het met die idee om Smiley Scissorhands genoem te word. Maar dit is belangrik om te noem dat hierdie verklaringe van ander gevangenes afgekom was en dis met 'n klein knippie sout moes gevat word. Uiteindelik is die aanklagte teen Smiley laat gaan, weer eens, aangesien sy bekendnis teruggetrek is deur daar geen feitelike en geen fisiese bewyse was wat hom aan die moord kon koppel nie. Daar was eenvoudig net nie genoeg om voort te gaan met die vervolging nie. En ongelukkig is niemand tot vandag toe skuldig bevind aan die verkrachting en moord van 17 jaar oue Anneke Smit. Haar hande is nooit gevind nie. En tensy iemand met nuwe inligting na vore kom, bly Anneke se moord 'n koue saak. Die polisie het nie daarin geslaag om genoegsame bewyse saam te stel om enige persoon suksesvol te vervolg nie, maar daar bly hoop dat eendag 'n DNA-ooreenkoms in die stelsel sal opduig. Hopelik nie gekoppel aan nog 'n soortgelyke gruisame misdaad soos Anneke se nie.
Wat hier belangrik is om te verstaan, en ek gaan dit nou baie versigtig en verantwoordelik benader, is dat 'n saak soos hierdie byna nooit eenvoudige rede het nie. Wanneer mense vra hoekom sou iemand so iets verskrikliks gedoen het, soek hulle gewoonlik enkele antwoorde. Maar in werklikheid is ernstige geweldsmisdade meestal die gevolg van 'n kombinasie van psigologiese, sosiale en situasionele faktore wat saamval. En ek gaan nou vir julle in diep psigologiese ontleding uiteensit. Wanneer 'n saak so brutaal is, gebeur iets baie menslik in die gemeenskap. Mense skep 'n monster. Dit help ons brein om sin te maak van die chaos. Maar psigologies is dit gevaarlik, want dit maak ons blind vir die werklikheid. Die meeste ernstige oortreders lyk nie soos monsters nie. Hulle is dikwels mense met onstabiele emosionele ontwikkeling, swak impulskontrol, vervormde denkpatrone of intense interne konflik. Die idee van hy moes net boos wees is emosioneel bevrediging, maar wetenskaplik onvolledig. In baie ernstige geweldsake sien sielkundiges dikwels kenmerke van swak empatieontwikkeling, hoë impulsiwiteit, swak emosionele regulasie, beperkte begrip van gevolg. Dit beteken nie altyd 'n formele siekte nie. Dit kan ook 'n ontwikkeling uit trauma in kinderjare, onstabiele huishoudings, gebrek aan konsekwente grense of bloot swak sosiale aanpassing. Baie belangrik. Dit verduidelik nie geweld weg nie. Dit justify dit glad nie. Maar dit help ons verstaan hoe iemand se grensgedrags kan normaliseer. Die rol van seksuele geweld en beheer, in baie gevalle waar daar seksuele geweld betrokke is, gaan dit nie primêr net oor seks nie, maar oor die mag en beheer. Psigologies kan nie voorkom uit diep onsekerheid, behoefte om aan iemand anders te dominansie te voel. Wanneer iemand interne leegheid of beheerverlies voel, kan hulle ekstern probeer herstel deur absoluut beheer oor 'n ander persoon te neem. Dit is een van die mees tragiese en donker patrone van forensiese sielkundige wat geïdentifiseer is. Die rol van idees, simboliek en misverstand, satanic panic effect in die storielyn, sien ons ook hoe maklik mense beïnvloed word deur donker kleure, alternatiewe subculture, okkulte simboliek, internetboodskappe of speelstaal gebruik. Psigologies is dit belangrik om te verstaan dat belangstelling in donker temas is nie gelyk aan geweld nie. Maar in hoë stresondersoek kan ondersoekers en die publiek patroonverbind doen waar daar dalk nie een is nie. Dit kan lei tot wat ons noem bevestigingsvooroordeel, waar mens net die bewyse sien wat hulle teorie ondersteun. As ons alles saamvat, sien ons gewoonlik nie een oorsaak nie, maar eerder 'n kombinasie van 'n persoon met interne psigologiese probleme of beperking. Die mees ontstellende deel van sulke sake is nie altyd die daad self nie, maar die feit dat mense so vinnig verkeerd beskuldig kan word. Bewys nie altyd genoeg is om waarheid te bevestig nie, en dat sommige sake nooit volledig opgelos word nie. Dit laat 'n psigologiese oop lus in 'n gemeenskap. 'n Gevoel van onsekerheid wat jare kan aanhou. Wanneer 'n saak soos Anneke se koud bly, is dit nie net 'n forensiese mislukking nie. Dit is ook 'n menslike een. Vir die familie wat geen afsluiting kry nie, vir die gemeenskap wat met vrees leef, en vir die stelsel wat nie alle antwoorde kan vind nie. En psigologies bly die grootste waarheid. Die menslike verstand sukkel om sin te maak van willekeurige brutaliteit, en daarom skep histories verdagtes en verklaringe selfs wanneer dit werklik antwoord nog ontbreek. Wanneer mense uiteindelik terugkyk op 'n saak soos Anneke, bly daar net feite en verklaringe oor nie. Daar bly stilte. 'n Stilte wat swaar hang oor 'n kamer wat nooit weer dieselfde voel nie.
'n stilte wat in 'n gemeenskap insypel en bly vra wat niemand werklik kan beantwoord nie. Daar is iets diep menslik aan die manier waarop ons almal probeer sin maak van iets wat eintlik nie sin maak nie. Ons soek redes, ons soek skuldiges, ons soek afsluiting. Maar soms is dit nie werklik dat alles net netjies opgelos word nie. En in daardie onsekerheid bly familie agter met iets wat geen hof, geen ondersoek en geen uitspraak ooit heeltemal kan genees nie. Die verlies self. Anneke se storie word so meer as net 'n saak. Dit word 'n herinnering aan hoe broos lewe is, hoe vinnig dit kan verander en hoe diep die impak van geweld deur generasies en gemeenskappe kan sny. Dit herinner ons ook aan iets anders, dat agter elke naam in 'n dossier, daar is 'n mens, iemand wat gelag het, gedroom het, liefgehad het en net wou leef. En miskien is dit waar die grootste gewig lê, nie net in wat gebeur het nie, maar in wat nooit weer herstel kan word nie. My naam is Nicole Green en dankie dat jy geluister het.